Leefwêreld van die gestremde. Welkom. Vanoggend in ons program Leefwêreld van die gestremde. Wat behels werk- en indiensnemingsprogramme vir mense met gestremthede? Wat is in plek en hoe kan jong mense met gestremthede by hierdie programme ingesluit word en deel word van die arbeidsmark? Spina bifida is 'n geboortedefek wat die ruggraat en rugmurg aantas. Dit gebeur in swangerskap gewoonlik in die eerste 4 weke en vandag gesels ons met iemand wat 'n vol lewe het met spina bifida. Na 38 jaar in die arbeidsmark het hy afgetree en hy leef steeds passievol en voluit en baie lief vir sy koorsang. Later meer hieroor. Nou eers tyd vir ons nuus en inligtingsbulletin. Die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, NCPD, het Loslitdag 2026 amptelik bekendgestel en Suid-Afrika word genooi om saam te beweeg met vanjaar se tema, een trompklank, vele ritmes, oftewel Beat as One, Rhythm Matters. Hierdie jaar word dit spesifiek gevier met die verskillende ritmes, stories en mense saam in een kragtige beweging. Inklusiwiteit en hoop word so bevorder. Dit is 'n oproep aan elke individu, elke organisasie en elke gemeenskap, hoe klein of groot, om deel te wees van 'n groter geheel waar almal se bydrae, hoe groot of hoe klein ook al, 'n verskil maak. Kry jou loslitplakkers, jou T-hempie of jou pet, emmerhoede of digitale plakker by www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. Loslitdag maak al meer as 32 jaar lank 'n verskil deur bewusmaking, werkskepping en inklusiewe geleenthede te bevorder. Wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies strek. Sluit aan, dra jou ritme, maak 'n verskil. Gee persone met gehoorgestremthede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir volle deelname aan alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dit is 'n basiese instrument vir insluiting en onafhanklikheid. Vir meer inligting hieroor en om deel van die saak te word, maak kontak met die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Jy kan vir Michelle Tonks e-pos stuur, michelle@ncpd.org.za. Is jy dalk 'n sake-eienaar wat weet dat jou kantoorperseel rolstoelvriendelik moet wees, maar jy weet nie waar om te begin nie? Moenie bekommerd wees nie. Die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede sal jou lei via hitsmerk Walk in My Wheels en jou die inligting gee wat jy benodig. Kontak vir Erika by Awareness by WCAPD om aan te meld en hulp te kry. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap. Leefwêreld van die gestremde. Baie dankie Jackie. Verlede maand het ons baie sterk gefokus op werkgewers en werknemers en mense met gestremthede, maar daar's nog 'n paar sake wat oorgestaan het tot hierdie maand. Ek wil graag 'n bietjie verder gesels oor werk- en indiensnemingsprogramme. En ek het nou saam met ons Martien Kok. Sy is van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede. Welkom hier by RSG, Martien. Hallo Fanny. Martien, julle daar by die vereniging, hoe verander julle die werk- en indiensnemingsprogramme van groot doelwitte om mense met gestremthede geleenthede gee na praktiese paaie wat maklik loop in die praktyk? Fanny, die Vaardighede en Werksentrum van die Wes-Kaapse Vereniging vir persone met gestremthede fokus daarop om groot doelwitte soos ekonomiese deelname, waardigheid
en onafhanklikheid vir persone met gestremdhede in duidelike en praktiese geleenthede vir werk en deelname te skep. Hoe doen julle dit in die praktyk? Wel, een aspek wat verander het, was dat ons die AIS en die AIDA assesseringsinstrumente ontwikkel het. So die AIS verwys na die Adult Inclusion Screening Tool. Die AIS is 'n instrument wat gebruik word om die funksionele vermoë van persone met gestremdhede te bepaal. Dit gaan daaroor om uit te vind wat is die basiese dinge wat 'n kliënt nodig het om baat te vind en deel te vorm van vaardighede in 'n werksentrum, sowel as jou hoofstroom ekonomie. En daar's 5 subtoetse wat ons dan met die kliënt uitvoer. Dan het ons die AIDA. AIDA verwys na die Adult Inclusion Drive Assessment. Dit is 'n instrument wat gebruik word om die persoon se vlak van motivering en dryfkrag te bepaal wanneer hulle aan 'n vaardighede en werksentrum deelneem. En die AIDA bestaan uit 3 groepe: blou, groen en oranje. Baie interessant, so ons kyk presies om die persoon ingeskakel te kry in die werkplek. En julle het ook natuurlik die ou voorheen beskermde werkwinkels, is hierdie hele proses werksentrums vir werksgeleenthede genoem in die verlede. Nou, hoe dit verander? Wel, ons het sekere vorderingsmerkers. Ons moniteer persone met gestremdhede deur ons individuele ontwikkelingsplan en grootliks om hulle vordering te hersien. Persone met gestremdhede kan van blou na oranje toe beweeg soos hulle ontwikkel, en die doel is regtig sodat hulle bewus word van hulle sosiale verwagtinge en oop kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle is regtig vol vertroue in hulle vermoë en vaardighede rondom hulle take en om dit te voltooi wanneer hulle die regte ondersteuning ontvang. Dis baie interessant. In verlede week se program het ons gesels met Erika Retoy, ook van die Wes-Kaapse Vereniging, 'n kollega van jou, Martien, en sy het vir ons genoem dat die syfers eintlik agteruit gaan. En dis wat skokkend, dat ons wil graag sien dat meer en meer mense met gestremdhede in diens geneem word. Maar julle daarin by die vereniging, julle het nou hierdie strategie in plek. So wat sê jy nou ter afsluiting van ons gesprek, want ek wil ook 'n bietjie met een van julle mense in Hermanus gesels oor hoe hulle die saak daar implementeer, maar wat sê jy ter afsluiting van ons twee se gesprek, voor ons jou kontakbesonderhede deurgee, wat sê jy vir 'n menslike hulpbron direkteure en bestuurders as jy nou 'n kans kry om 60 sekondes vir hulle iets te sê? Wel van die inclusion. Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark, kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplaces is wat ons nastreef. Nou ja, dit is waarna ons nastreef en ek gaan nou hierna gesels met Desiree Gelderblom. Sy is daar by julle een van die takke daar in Hermanus. En ons gaan hoor wat hulle doen daar in die landelike gebiede om hierdie proses dan in plek te plaas. Dankie Martien vir die werk wat julle daar by die vereniging doen in terme van om mense met gestremdhede 'n gelyke geleentheid te gee. Mag julle net van krag tot krag gaan. Baie dankie Fanny. En dan gesels ek nou met Desiree Gelderblom en sy is by die Hermanus tak van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en om te hoor wat gebeur daar. Hallo Fanny en dankie vir die geleentheid. Nou ons het verlede maand gekyk na werksgeleenthede vir mense met gestremdhede. Hierdie maand is die fokus natuurlik sterk op die jeug, maar kom ons kyk 'n bietjie na die twee sake saam. Jy's daar in Hermanus betrokke by die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en op watter werksgereedheidskomponente is dit so kan stel fokus jy daar in die jeug daar in die Hermanus area? Die komponente wat ons op fokus is veral nog so van werksvoorbereiding, dit sluit in lewensvaardighede ten opsigte van professionele gedrag in die werksplek en onder andere goed wat verband hou met werksetiek, selfkennis, selfontdekking, higiëne en basiese goed soos betydsweet. Verder fokus ons dan ook op blootstelling aan die oop arbeidsmark deur te onderhandel na teoretiese opleiding ten opsigte van praktiese plasing in werksplekke. Ons doen 'n rollespel onderhoude en ons help ook met studievoorbereiding. Baie trots om te hoor dat jy daar werksaam is in die platteland of die landelike gebiede. Nou pas jy sommige tye die take aan by die jeug aan te pas of hoe werk dit? Dit is korrek.
vir daai doeleindes fokus ons dan baie op vroeë funksionele assesserings. En watter eenvoudige veranderinge help die meeste byvoorbeeld in die werkplek as ons nou kyk na die jong mense van vandag en plasing in die arbeidsmark? Martin het vroeër verwys na die eisprogram vir ons, is baie waardevol want ons besef en met 'n persoon tydig assesseer Ja, dat ons die nodige aanpassings kan maak in die werksplek sonder om enige persoon uit te sluit en so 'n persoon nou deel te maak. So van die aspekte wat ons dan spesifiek op het is dan so byvoorbeeld 'n persoon wat die basiese lees- en skryfvaardighede het nie, sal het dan bijvoorbeeld net met die werkgewer onderhandel ten opsigte van mondelinge opdragte en dan ook dan koppel ons 'n mentor aan die persoon binne die werksplek sodat deurlopende ondersteuning om maksimale potensiaal te bereik. dis Desiree Gelderblom daar in Hermanus wat so lekker met ons gesels. Ons kyk na die jeug, ons kyk na werksgeleenthede. Desiree, as jy nou vir iemand kan sê wat wil saamwerk met julle daar in Hermanus, miskien werkgewers of wie dit ook al mag wees, wat sê jy vir hulle? Ek sal wel graag wil sê dat veral jong persone is soms so honger vir 'n geleentheid en is so maklik om uitgesluit te word. So kontak ons gerus. Ons het 'n Kickstart, as nou Engels jammer, hospitality program ontwikkel wat so fokus op geleenthede wat haalbaar is vir jeug. So ons sal baie graag wil saamwerk en vir besighede wil vra, kontak ons. Ons het 'n baie interessante program ontwikkel, waar bijvoorbeeld werkgevers dan nou met ons kan saamwerk om geleenthede te help vir persone met gestremdhede. Nou as mense jou wil skakel daar in Hermanus, waar kan hulle met jou kontak maak? Hulle kan ons kontak by 028 3151 Herhaal net vir ons daai nommer. Dit is Oorstrand EPD 028 3151 Nou dit is die Oorstrand IPD en die kontakbesonderhede van Desiree Gelderblom en ek het ook vroeër gesels met Martien Kok en sy is van die provinsiale kantoor in Kaapstad van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede en julle maak inderdaad 'n groot verskil. Baie sterkte met julle werk en mag dit van krag tot krag gaan. Baie dankie Tanya. En Martien Kok kan bereik word by die provinsiale kantoor hier in Kaapstad by 021 552 2881. Indien jy e-pos aan my wil stuur oor waar jy jouself bevind en wat 'n verskil jou organisasie maak, stuur 'n e-pos aan fani.dt@mweb.co.za. Groetes uit Kaapstad. Leefwêreld van die gestremde. Dankie vir jou interessante bydrae weer vandag, Fani. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi by rsg.co.za. Klik op potgooi en soek onder L vir Leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. En nou gesels ek met Pieter Visser. Hy vertel sy storie. Gebore in Kaapstad, Wes-Kaap, in ons wonderlike land Suid-Afrika. Ek is 'n gesin van 4, pa, ma en ek en my broer. En ek is gebore met 'n kondisie spina bifida. En ek was in Port Elizabeth, Laerskool Dias en Laerskool Dagbreek. En hier in Johannesburg was ek in 'n spesiale skool, die Hope Skool, en dan later van tyd waar ek gematrikuleer het, Hoërskool Kensington in Johannesburg. Gebore met rugstringprobleem op die ouderdom van 6 dae, het ek my eerste operasie gehad en verskeie operasies daarna en dit het my 'n vegtersgees gegee om te oorkom wat vir my voorgelê het met my operasies en so aan. En ek het op die ouderdom van 4 eers begine loop tot en met huidiglik nou. En die lewe goeie mens uitdagings en al die, maar ek het geleer deur die Here se genade kan jy dit oorkom as jy net vertrou en glo en op die Here vertrou. En dit is wat ek gedoen het van
baba af, in my eie menswees, tot hierdie oomblik toe, het ek net op die Here vertrou van kleins af, tot nou toe. En dit is die enigste weg, om op die Here te vertrou, ongeag uitdagings en omstandighede, wat ons pad langs kom, en dat ons weet, dat ongeag al die Here met ons is en in ons is. Pieter, maar jy het ook 'n vol lewe gehad in die arbeidsmark. Ek was vir 39 jaar, was ek skakelbordoperateur, daar in Johannesburg. Ek het my eerste opleiding gehad, offisiële opleiding in die destydse 1978, die destydse poskantoor in die internasionale sentrale. En daar het my dingetjie begin van 39 jaar. Ek was 11 jaar en 4 maande in staatsdepartement op skakelbord, en toe skuif ek oor na die bankwese toe, waar ek amper 28 jaar op skakelbord was vir hulle, en ek het elke oomblik geniet van dit, met sy talle uitdagings en al die goed, en ja, dit het baie geniet, 39 jaar, en ek loop met krikke, en dan net tydelik, as ek dit nodig kry, is ek in 'n rolstoel. En dan, jy het 'n groot liefde vir 'n talent wat jy ontvang het, en dit is al deel van jou vanaf kindsbeen, dit lê jou na aan die hart. My sangtalent wat die Here my gegee het, ongeag my gestremdheid, het begin hier in 1963 om en by. Ek het vir die Here begin sing, nog voor ek kon loop, en ek het in kunstwedstryde deelgeneem op laerskool, sowel as hoërskool. En ek het die voorreg gehad om in 3 volledige kore te kon gesing het. My stemtoon was tenor. Weet en ek het baie ook in kompetisies ook in deelgeneem op 'n jong ouderdom, en ook in die kerk gesing, en myself geniet in my sangloopbaan. En ja, ek sing nou hier en daar, sing ek nog vir die Here, en ek geniet dit baie, baie, baie. So ek sê, want ek het besef, ongeag my gestremdheid, die Here gee vir jou ander talente ook, waar jy mee moet woeker. So yes, en ek sal ewig dankbaar wees teenoor ons hemelse Vader vir die talent wat hy my gee, en ek sing nou per geleentheid by ons in die gemeente, en ook selgroepe en so aan. So, watter eer was dit nie? Net weet Christelike musiek en al die, en dit was vir my baie groot inspirasie. So, ek is dankbaar dat ek 'n instrument in die hand van die Here is. Mooi Pieter, jy het gesing al voor jy kon loop, soos jy sê. Watter soort musiek is hoog op jou prioriteitslys? Waarna luister jy graag? My groot liefde ten opsigte van sang is natuurlik Christelike musiek, ligte Christelike musiek, en van wêreldbekende kunstenaars, en dan ook algemene musiek, boeremusiek, ek is baie lief vir dit, en in Afrikaanse musiek, ek is baie ingestel op Afrikaanse musiekkunstenaars, en ligte Afrikaanse musiek. Pieter Visser, wat 'n positiewe en onbeskaamd gelowige mens. Alles van die beste, en dankie dat jy vandag vir ons in jou leefwêreld ingelaat het. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Gaan soek onder L vir Leefwêreld van die Gestremde met vandag se datum. Vir enige navraag of terugvoer kan jy ook vir my e-pos stuur, Jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan die span hier by RSG wat elke week saamwerk aan die program. Michelle Tonks, dankie vir die nuus en inligtingspoletin. Lenet Kroukamp wat wondere doen met die tegniese versorging. Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Ons groet tot 'n volgende keer.
Leefwêreld van die gestremde.